Kom ons gesels vandag bietjie oor wiele. Nou ons weet, in vandag se lewe is wiele, voertuie, 'n duur noodsaaklikheid. En ek dink dit skakel goed in by wat ons in Hebreërs 6 vers 1 lees, waar daar 'n oproep gedoen word op gelowiges om naas dit wat oor Christus verkondig word, dat ons ook sal verder gaan en die volle inhoud van die boodskap sal ken en verkondig. En die volle inhoud van die boodskap raak ons algemene lewe in wat ons ook al mee betrokke is. En daarom wil ek jou graag na enkele gedeeltes uit die woord neem waar wiele 'n belangrike funksie verrig het. Byvoorbeeld in Eksodus 14 vers 25 lees ons dat die Egiptenaars in hulle poging om die Israeliete te keer om Egipte te verlaat met hulle strydwaans op die Israeliete afgekom het, en toe het God besluit dat hulle wiele moet uitval, want dan kon hulle nie voortgaan met hulle poging om die Israeliete aan te val nie. En dan sien ons ook dat die Egiptenaars toe gesê het, ons moet wegkom van die Israeliete af, want die Here veg vir hulle teen Egipte. Hoe het hulle dit geweet? Toe hulle strydwaans se wiele uitval. En daardeur sien hulle die hand van God. Nou, in 1 Konings 7, vers 27 tot daarby vers 38, word daar iets baie interessant beskryf as deel van die tempel. Daar word gepraat van 'n man met die naam van Hiram, wat 10 waantjies van brons moes maak. En hulle het elkeen 4 wiele gehad, en daar word so 'n goeie beskrywing gegee van hoe hierdie waantjies gemaak moes word, en dan ook die grootte van die wiele, en die feit dat hulle gewig moes dra. Elkeen van hulle moes 'n waskom van brons dra, en 180 liter kon daarin gehou word. So, dit was 'n taamlike gewig wat elke waantjie moes dra, en dit was integraal deel van die tempel wat Salomo vir God gemaak het. So, daar was waantjies met wiele, en veral dan die wiele word baie goed beskryf en die doel daarvan. In Jesegiel 1 vers 15 tot 21 en ook in hoofstuk 10, sy eerste 19 verse, word daar 'n besondere gesig beskryf wat Jesegiel gehad het. En dit gaan oor wesens wie se gees in wiele was. En die doel van hierdie gesig is, kan 'n mens seker maar op verskillende maniere probeer verklaar, maar dit bly 'n uitdaging omdat dit so besondere gesig was, wiele in wiele en gees in die wiele en sovoorts. 'n baie interessante beskrywing, en dan die rol van wiele in hierdie gesig. Daniël praat in hoofstuk 7 vers 9 dat hy gesien het dat daar trone reggesit word vir God om daarop te gaan sit. Hy sê hoe God se klere lyk en sy hare en so aan. En dan sê hy die volgende van die troon waarop hy gaan sit. Dit was van 4 vlamme met wiele van vuur. Nou, dit is ook, 'n mens kan nou miskien daaroor heel wat spekuleer wat dit alles kan beteken en sovoorts. En dit is nie nou waarop ons gaan konsentreer nie. Ek wil net sê, wiele was nog altyd belangrik. En ek onthou hoe dit vir my as jong man belangrik was om wiele te hê. My eerste fiets, 2 wiele, en later 4 wiele. En hoe ek agterna ook maar agtergekom het, dis maar 'n duur uitgawe om hierdie wiele te hê. Maar ons is bevoorreg om in 'n wêreld en tyd te leef waarin wiele steeds 'n belangrike rol speel. En al wat ek wil sê, kom ons waardeer die voorreg om wiele te kan hê, te kan bestuur. Kom ons doen dit
versigtig en loop mooi.